Aba Vader, Here, baie dankie dat ons weet, al gaan dit nie goed nie, Here, u guns is altyd met ons. Die guns van Sion sal altyd oor ons straal, Here. Habakuk het dit dan erken ook, Here, waar hy gesê het selfs, as die vyeboom nie sou bot nie, en die wingerde sonder druiwe staan, en die olyfoes misluk, en die landerye lewer niks op nie, en daar geen klein vee op die kraal meer is nie, en die beeskrale leeg is. Dit is 'n klomp goed wat verkeerd kan gaan in ons lewens, maar dan roep hy uit en hy sê, nogtans sal ek jubel en juig in die God van my heil. Julle sal swaar kry beleef. Dit is wat u self vir ons sê daar in die woord van God. Daar gaan swaar kry tye kom. Maar in daardie swaar kry tye, Vader, is u met ons. U stok en u staf, die vertroos ons, Here. Here, kom maak oop ons ore in hierdie oggend, dat die Gees van God kom doen waarvoor hy uitgestuur is. Dat die Gees van God die woorde sal kom neem wat gespreek word vanoggend en daardie saad in ons harte sal laat val, dat dit sal ontkiem en vrug dra tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam, Here. Want dit is hoekom ons hier is vanoggend. Ons het 'n behoefte, Vader, om met u te connect. En dit is hoekom ons dan ook uitroep en sê, hier is ek, Here. Kom vul my, Vader, sodat ek minder kan raak en u meer kan raak in my lewe, Here. Kom sluit ons gedagtes af van dit wat daar buite aangaan, Here, sodat ons fokus vir hierdie ou kort tydjie op u sal wees en dit wat u vir ons wil kom doen, Here, in ons lewens. En dit wat ek en my ou boeties en sissies wat hier is, moet doen, Vader. U kry al die eer in die aanbidding van ons harte. En Vader, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart u welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. U kan die sitplek inneem. Ek het 'n gedeelte wat ek met u wil saamlees daaruit Matteus 7. Die hoofopskrifie sê daar, en as die woord dit sê, dan sê ek ja en amen daarop, dan maak ek dit my eie. U wat vanoggend hier sit, hoor wat sê die woord, hy sê, julle kan seker wees van gebedsverhoring. Julle kan seker wees van gebedsverhoring. Net op daai gedeelte kan ons vanoggend die hele tyd oor praat. Want dit is so, as ek moet gaan terugsit en dink, wat die Here vir my kom doen het, as u moet gaan sit en dink, dan gaan dit so opkom by u. God laat ons nooit eenkant sit nie. God laat ons nooit aangaan en net
sê ek los jou maar, omdat jy nie doen wat ek wil hê jy moet doen nie. Nie een van ons kan sê ek is okay nie. Ons staan vanoggend hier binne. Daar's soveel mense wat kom en haal hulle stokke uit. Ons slaan mekaar met die tong. Ons oordeel mekaar. Nie ek of pastoor Willie wat daar sit kan ook sê ons is okay nie. Ons is sondaars, ons is mense wat sonde het. Nie een van ons is okay nie. Hoekom moet ek 'n ander ou wil gaan kritiseer? Is ek dan soveel beter as daai ou? Nee. Sorry, ek dwaal nou af hierso. Mense, gees. Daai kruishout liefde. Die liefde wat Jesus vir ons as mense het hom aan daai kruis gehou. Dis nie daai spykers wat in sy hande gekap is en in sy voete wat hom waar vasgehou het nie. Dis die liefde wat hy vir ons as mense het, dis hoekom hy homself gegee het. Ons moet so 'n bietjie van daai liefde vat en begin uitdeel, sodat ons daai liefde onder mekaar kan uitleef. Sodat ons die liefde wat God in ons harte kan plaas, kan uitleef onder mekaar en uitreik, mekaar optel, mekaar opbou. Dis wat die Here wil hê. En daaroor kan ons op ons knieë gaan en gebed met die Here praat. Gebedsverhoring is daar. God antwoord gebede. Dis hoekom Paulus sê, moenie ophou bid nie. Ons kry dit in Timoteus 3 ook. Bid sonder ophou. Vers 7 sê vir ons, hou aan met vrae. Dis nie net een keer ek het mos klaar vir die Here gevra en hy weet wat ek soek nie. Hou aan met vrae. Dit sê klaar vir my dat soms God nie op die eerste keer wat ek vra antwoord gaan gee nie. Daar is redes onbekend wat ek nie weet nie, wat ek nie kan antwoord nie. Maar God weet hoekom hy sekere dinge toelaat en vir hoe lank. Ek is nie daar om hom te bevraagteken nie. Hou aan met vrae en God sal vir julle gee. Dis 'n statement, hy sal. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen dan wat volhardend vra, met ander woorde, wat aanhou vra, ontvang, en wie aanhou soek, kry, en hy wat vir elkeen, en hy wat aanhou klop, vir hom sal God oopmaak. Julle as ouers, sal nie vir julle kinders as hulle brood vra, klippe gee nie. Of as hulle vir vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos julle dan goed weet, dis ons wat hier sit, dis ek wat hier staan, is pastoor Willie, nie een van ons is uitgesluit nie, uit daai sondige mense nie. As sondige mense julle dan van julle goed weet, om goeie dinge aan julle kinders te gee, kom hy nou sê vir ons, hy sê, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van hom vra. Ons vra gereeld vra. My tema die volgende paar weke going forward. Dit gaan weer so 'n paartjie wees, miskien 7, 8, 9, 10, ek weet nie hoeveel nie. Die Gees sal my daaraan lei. Die tema is onbeantwoorde
vra. Vra wat ek en jy vra, wat ons baie keer nie 'n antwoord op kry nie. Ons vra gereeld vra. Hierdie ou wat hier staan, kan van hulle opnoem. Vra wat ek vra. Miskien kan jy vereenselwig met dit. Waarom sukkel ek so? Hoe lank moet ek nog wag? Wanneer gaan ek antwoord kry? Waar is U, Here? Het U van my vergeet? Hoor U nie as ek vra nie, Here? Ek dink elkeen van ons wat hier sit, het een of ander tyd 'n soortgelyke vraag al gevra. Koning Dawid het ook vrae gehad. As ons Psalm 13 oopmaak, dan lees ons daar: Hoe lank sal U my bly vergeet, Here? Koning Dawid. Hoe lank nog sal U 'n ander pad kyk? Hoe lank moet ek alleen nog planne maak? Hoe lank moet ek nog met droefheid in my hart rondloop? Hoe lank sal die vyand oorhand hê oor my? Antwoord my, Here. Dis koning Dawid wat daai vrae vra. En na al daai vrae wat ek gevra het, in dieselfde Psalm, draai koning Dawid na die Here toe. En hy gee die volgende verklaring: Maar op U troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor die uitkoms wat U gaan gee. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Wat beteken, die Here het sy gebede beantwoord. Maar dit beteken nie dadelik nie, want hierso sê koning Dawid, hoe lank nog gaan U my vergeet? Hoe lank nog moet ek roep? As dit dadelik sou plaasgevind het, sou Dawid nie daai woorde gevra het nie. So nie een van ons wat hier sit, sal altyd op die regte tyd wat ons wil antwoord hê kry nie. Ons moet aanhou roep, ons moet aanhou vra, ons moet aanhou klop, ons moet aanhou soek. Wat leer ek uit daai gedeelte wat ek nou vir gelees het van Psalm 13? Dawid erken, ek het uitkoms gekry. Hoekom het ek uitkoms gekry? Want hy sê dit vir ons daar, hy sê, ek het nie getwyfel oor die liefde wat U het vir my nie. Dis God se liefde, hy het nie daaroor getwyfel nie. Hy het aangehou om God te vertrou. Dis wat hy sê. Maar veral toe dit moeilik gegaan het. Hoe lank nog, Here? En toe kom die Here en die Here breek deur en hy antwoord vir Dawid. En ek sit daar agter my lesenaar en ek dink, Here, hoeveel keer het ek al na U geroep wanneer ek deur swaar kry tye gaan, wanneer dit regtig moeilik gaan. En ek dink aan die gevalle. En op daai oomblik wat ek dink aan die gevalle en waar God uitkoms gee, toe kom die Heilige Gees en hy kom wys vir my iets. En die Gees van God sê vir my, Thys, ek het ook soms vrae wat ek vir jou vra. Ek het ook soms vrae wat ek vir julle wat gemeentelede hier sit voorvra. Maar jy sien, ek is nie altyd bereid of gereed om God dadelik te antwoord nie. Onbeantwoorde vrae. Ek word op 'n spot gesit. En ek bly eerder stil
as om daai vraag te beantwoord. En terwyl ek so deur die woord blaai, toe sien ek hoeveel keer is daar vrae wat Jesus gevra het. Wat Jesus vir iemand gevra het. Wat die Here vir iemand vrae gevra het. En ek begin dit neerskryf hierdie vrae. En ek het 'n klomp van hierdie vrae het ek gaan uithaal uit die woord van God uit. Wat ons oor die volgende paar weke dan gaan na kyk. Vrae wat gevra was deur die Here of deur Jesus self. Maar ek gaan dit vat en dan gaan ons dit bietjie ontleed en kyk hoe ons dit prakties kan toepas in ons lewens. Sodat dit iets beteken vir ons. Want dis wat God wou gehad het ek moes doen. Die heel eerste vraag kry ons daar in Genesis. Waar is jy? Ons kry dit in Genesis 3:9. Dis die heel eerste vraag wat in die woord van God aan die mens gevra word. Die Here roep vir Adam en Eva. Nie omdat hy nie geweet het waar hulle was nie, maar omdat hy geweet het hulle was ongehoorsaam geweest en hulle het weg gaan kruip vir hom. Jy sien, waar is jy is 'n baie ongemaklike vraag. Veral as ek nie daar is waar die Here my wil hê nie. Is ek en jy nie ook maar geneig om soms die Here te vermy, omdat ek ook weet, ek was ongehoorsaam nie? En ek wil nie vir Michael op die spot sit, hy was op die kamp gewees. Maar terwyl ek met hom hierdie week praat, het hy ook erken, presies dit wat ons hier nou hoor. Ons voel ongemaklik oor ons weet daar is iets wat ek gedoen het, wat nie in lyn is met God se woord nie. Hoekom wil die Here hierdie vraag vra, waar is jy? Is ek en jy dalk so besig met die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge vergeet? Hoor julle wat sê ek? Ek is so besig om Bybel te lees. Ek is besig met die dinge van die Here. Maar die Here van die dinge vergeet ek, want ek blaai maar net deur en ek kan net vinnig gou, as ek hierdie een versie gelees het, ek mos my duty vir die dag gedoen. Hoor jy wat sê ek? Jy sien, God wil hê ek en jy moet altyd besig wees met die regte dinge. Wat bedoel ek? Dit is om sy aangesig te soek. Niks anders nie. Maak nie saak waar ons is, wat ek en jy doen nie. Daar is nie 'n plek waar ons kan wees wat die Here nie weet wat ons doen nie. Of raak sien wat ek en jy doen nie. Hy is alomteenwoordig. Ons kan nie wegvlug van die Here nie. Waar is jy? Psalm 139 vers 7. Waarheen sou ek kan gaan om u gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om u teenwoordigheid te ontvlug? En dis wat ek nou net gesê het, ons kan nêrens gaan, ons kan niks doen nie. Die Here weet presies waar ons is en wat ons doen. Daar in 2 Kronieke lees ons baie duidelik. Het ek net te hard gedink, ek raas nie met jou nie, my kind. Jy sien, die Here se oë deursoek hierdie aarde, dis wat die woord sê. Hy deurloop hierdie aarde om die ene kragtig, elkeen kragtig te ondersteun wie se hart
onverdeeld op hom gerig is. Dit is hoekom die skrifgedeelte wat ons vanoggend gelees het sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dit is waar. As ek en jy hom gaan soek met ons hele hart, dan sal ons hom vind. Dit is presies wat die woord vir ons sê in Jeremia 29. Julle sal tot my bid en ek sal na julle luister. Ek sal my deur julle laat vind. Hoor julle wat sê die woord? Ek sal my deur julle laat vind. Dis wat God wil hê moet plaasvind. Maar ek sal hom eers moet soek voordat hy hom deur my gaan laat vind. Ek moet hom eers soek. As ek nie 'n soekenaam het nie, gaan dit nie in plek van nie. Dit gaan nie gebeur nie. Waar is jy? Is ek gehoorsaam? Doen ek altyd wat die Here wil hê ek moet doen? Josua 1 vers 8, hy sê, hierdie wetboek, dis die woord van God, dit mag nie uit jou mond uitwyk nie. Bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en jy sal met goeie gevolg handel. Het jy 'n chocolate daar vir die? Gee my water asseblief. Shame. Sorry my kind, ek is jammer. Hi. Ja, jy sien, jy weet nou dat ek iemand die ongelukkig. Die tweede vraag, wil jy gesond word? Wie van ons wat hier sit, sou nie met ons hele wese ja geantwoord het op die vraag, wanneer ek en jy siek is nie, of wanneer ons op 'n doktersvoorskrif is en ons nie dadelik daai genesing kry wat ons voorvra nie. Daar was 'n man van Bethesda gewees wat 38 jaar lank siek was. 38 jaar lank. En as ek 'n skeet het wat vir 3 dae daar is, dan begin ek mou. Kan julle vereenselwig, hoor julle wat dit is? Julle weet. Hier's 'n ou wat 38 jaar, maar hy kon nie loop eers die ou nie. En wanneer die engele daai water geroer het, die bad van Bethesda, die een wat eerste in die water ingekom het, was genees. Hy kon nie eens daar uitkom nie. Daar het altyd iemand voor hom ingegaan. Kan nie indink, daar lê die ou daar by die bad. Hy was moedeloos. Hy kan nie loop nie, hy skreepel om homself binne in die water te kry sodat God hom kan aanraak nie. Maar ek glo nie daai ou het vir 38 jaar net daar gelê nie. Ons weet nie wat hy gebid het nie, wat hy gevra het nie, maar ek is seker hy het gevra. En Jesus sien die ou daar lê. Jesus vra vir hom, ons kry daar in Johannes 5:6, wil jy gesond word? En hy antwoord vir Jesus, hy sê, meester, ek het niemand om my in die bad te sit as dit geroer word nie. Want dit is wanneer hy sou genesing kry. Maar toe sê Jesus 'n baie snaakse ding. Hy het nie vir hom sê, ek gaan jou in die water sit terwyl die engele dit roer nie. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop.
En dadelik het daardie man gesond geraak. Sonder dat hy in die water ingeklim het. Daar is baie voorbeelde in die woord van God, hoe Jesus mense genees het. Hy het spieg aan 'n doofstom man se tong gesmeer. Kry dit in Markus 7:33. Hy het klei gemaak van spieg en in 'n blinde se oë het hy dit gesmeer. Ons kry dit in Johannes 9:6. In baie gevalle het genesing onmiddellik plaasgevind. Maar in baie gevalle het dit nie. Daar's byvoorbeeld die 10 melaatse mans wat eers gesond geword het toe hulle op pad was om hulle self aan die priesters gaan wys. So hulle was melaats, hulle is genees, maar terwyl hulle loop en ek kan seker een ding, was daai sere op hulle en terwyl hulle so stap, het die sere verdwyn. Net een van daai 10 het omgedraai en teruggaan om vir Jesus te sê dankie vir wat jy gedoen het. Een. Is ek en jy dankbaar vir dit wat ek het? Dit mag baie minder wees as iemand anders. Maar is ek dankbaar daarvoor? Dank ek die Here vir dit wat ek het, vir die bietjie wat ons het, vir die oorvloed wat daar dalk is. Is ek altyd dankbaar vir die Here? Daar was 'n blinde man gewees wat hom eers moes gaan was het in die bad van Siloam. En op pad terug kon hy eers sien. Kan nie indink daai oud gaan met Jesus ons sê gaan was jou in die bad van Siloam 7 keer. En hy het hom gewas na die 7de keer en hy kyk en hy sien ek kan nog nie sien nie. Wat het daar gebeur? Hy het aanhou glo. Soos dit wat ons gelees het van koning Dawid. Hy het nooit op getwyfel van die liefde van die Here nie. Die Here het hom gesê, gaan was jou en hy het geglo, hy gaan gesond raak. En dadelik sien ek daar was 'n tuis gewees en ek sê my Here, ek het my dan nou gewas, wat nou? Ek kan nog nie sien nie. Nie daai ou nie. Hy het omgedraai met sy blindheid, met sy kieriekie of wat ook al die woord sê dit nie, maar ek sien hom, hy het teruggeloop. En op pad terug toe kon hy sien. Hy het nie opgehou, vashou aan die Here nie. Jy sien baie keer die genesing wat ek en jy vra is dalk nie dadelik wat daai genesing daar is nie. Dit vereis geduld van my en jou. Dit vereis volharding. Dit vereis geloof. Net soos hierdie ou van Siloam wat sy oë daar moes gaan was. Hy het nie getwyfel toe hy 7 keer klaar gewas het nie. Hy het geweet, God het dit gesê, so sal dit wees. Ek staan op die woord van God. Ek glo dit. En dikwels moet ek en jy weer en oor bid. En ons moet nog 'n keer pleit by die Here. Here, sien my raak my aan. Net soos koning Dawid, moenie van my vergeet nie. Maar ons moet aanhou om te vra. En dan is daar tog tye wat genesing nie kom nie. Ons weet almal van iemand wat met iets sit, met 'n siekte loop, wat die persoon nie van genees is nie vir jare al. Maar ons moet onthou vir 38 jaar het daai man van Bethesda het hy gesukkel. Op die regte oomblik sal God deurbreek. Alhoewel ek en jy dit nie altyd verstaan nie. Ons kan dit nie verklaar nie. Maar tog sê God vir ons, elke een wat aanhou bid,
sal ontvang. Daarom bly God nog steeds die een wat genees. Sy verbondsnaam is nog steeds, pastoor, julle gehoor? Dis die God van genesing. Toe hy met Moses gepraat het daar in Exodus, toe sê hy, ek is die Here. Daai Here, elke letter is met 'n hoofletter geskryf. Hoekom? Dis nie net die H wat met 'n hoofletter skryf is nie. Elke letter. As jy gaan kyk na die oorspronklike vertaling, dit is 'n verbondsnaam wat gegee is aan die Here. Dit is hoekom dit 'n hoofletter. Hy's nog steeds die Here wat genees. Hy bly nog steeds genees. So ek en jy kan nog steeds aanhou roep vir genesing. Ek en jy kan nog steeds ons hart uitstort voor die Here en ons kan hom nog steeds smeek en vra vir genade. Ons kan nog steeds vir nog 'n keer roep en sê, Here, raak my aan. Dankie my boeta. Wie ook al hy amen sê, dankie. Matteus 14 vers 14. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. Hy's jammer vir jou ook. Wat sit met daai siekte? Maar nou sê dit hierso, en hy het hulle siektes gesond gemaak. Mag die Here vir jou wat al hoe lank roep na hom, hoor en dit so in jou lewe sal laat plaasvind. Vraag nommer 3. Jesus stap saam met sy disippels en daar's 'n menigte mense. Die woord van God sê vir ons dan Johannes 1:38, toe Jesus omkyk, toe sien hy hulle volg hom. So Jesus het voorgeloop en hulle is nou, waar hy stap, gaan hulle nou saam met hom. En toe hy omkyk en sien hulle volg hom, vra hy vir hulle die vraag, wat soek julle? Sjoe. Hulle is besig om Jesus te volg. En hy sê, wat soek julle? En toe ek die vraag hoor, toe ek dit hardop lees, toe ek dit hoor, toe kom my denke by my op, maar ek volg ook vir Jesus. Ons wat hier sit, volg ook vir Jesus. Sê nou net, Jesus kyk vandag om en hy vra vir ons die vraag, wat soek julle? Wat sal my antwoord wees? Wat gaan u antwoord wees as daai vraag gevra moet word? Soek ons hom net as 'n leermeester? Iemand wat die skrif vir ons, die woord van God kan oopbreek, uitlê en verklaar? 12 vrae wat ek het kan beantwoord? Soek ons hom vir kennis? Soek ons hom dalk net vir wysheid? Wat soek ek? Soek ek hom as iemand wat my kan help wanneer ek 'n nood het? Soek ek hom dalk net sodat hy vir my 'n kommerlose lewe kan gee met geen challenges nie? Soek ek hom dalk net om aan my behoeftes te voorsien? Soek ek hom net wanneer ek worstel met beproewinge of wanneer ek in daardie storm is? Is dit net God se hand van voorsiening wat ek soek? Of soek ek na 'n dieper verhouding met hom? Wat sê Jakobus 4 vir ons? Jakobus 4:8. Nader tot God en hy sal tot julle nader.
deur sy woord te vat, die woord van God, daardeur te gaan, om daarin te soek, nader aan hom te beweeg deur sy woord wat ek lees, dan gaan ek hom al hoe beter begin leer ken. Ek gaan in 'n dieper verhouding en op 'n meer intieme manier gaan ek hom dan leer ken. Ek soek nie net sy hand nie, wat altyd vir my gee nie, want dis wat die Here doen. Dis hoekom ons daardie lied gesit het en ek daardie lied op die bord sing het, wat ons gesing het. God's goodness. God is goed vir ons. Al voel dit soms nie so nie. Al voel ek verlate. Al voel dit of ek in 'n woestyn opgeland het. God gaan my nie daar los nie. God gaan jou nie daar los nie. Maar om vir Jesus te volg, gaan dit van my 'n paar dinge vra. As ek hom soek, gaan ek hom vind. Dit beteken dat daardie Jesus wat ek dan wil volg, want ek wil hom volg, nie omdat ek sy hand soek nie, maar ek soek 'n dieper kennis van hom, wie hy is, wat hy doen vir my. Dit gaan vra vir gehoorsaamheid. Dit gaan vir toewyding van my vra. Dit gaan deursettingsvermoë van my vra. Dit gaan opofferings van my vra. Dit gaan beteken daar is 'n koste wat ek en jy sal moet bereken. Dit is hoekom die woord vir ons sê, as ek en jy dan, ons wat ouers is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader aan ons gee, goeie dinge, vir die wat dit van hom bid. Hou aan om te bid, hou aan om te vra. Matteus 6:33 sê dit so mooi. Hy sê, stel God se koninkryk eerste. Doen daardie dinge wat vir hom belangrik is. Nie vir my nie. Hy sê dan, die woord sê dan vir ons, hy sal vir die res sorg. Hy gaan vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle gee wat julle nodig het. God weet wat het ons nodig. God weet wat ons kort. Wat soek julle? En ek sit daar en ek skryf neer. Tuis, jy sal moet aanhou bid. Maar hoe? Met vertroue. Dit help nie ek bid en ek het nie vertroue of ek glo God kan dit doen vir my nie. Dan kan ek net sowel nie bid nie. So ek moet aanhou bid. Soos wat die woord vir ons sê daar in Matteus 7. Julle moet aanhou vra. Ek sal aanhou bid en vra met vertroue. Dan sal God vir jou tuis gee, vir jou, jy wat hier sit, gemeentelid, vra gee as ons vra volgens sy wil. Nie dit wat ek wil nie. Here, u wil. U wil altyd eers. Dis hoekom Jesus daar in Getsemane gesê het, laat hierdie beker my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. So ek bid met vertroue, sodat die wil van God in my lewe sal plaasvind. Daar is baie dinge wat ek wil hê en wat ek wil doen, maar is dit wat God wil hê? Tuis, jy sal moet aanhou om my aangesig te soek. Dan sal jy kry wat jy soek. God sal begin openbaar aan my. God sal begin dinge in plek laat val. God sal hierdie ek praat gister met, so by the way, met Theo, my boeta wat daar onder in die Kaap sit. Toe sê ek van, weet jy wat? Dit wat ons gevra het vir die Here, ons het ook challenges. En ek praat nie agter hom van hom nie. Hy challenges, terwyl jy daar in die Kaap sit. Maar moet vertroue het ons aangehou bid en wat? Toe breek die Here deur.
Ons wou dit al gehad het 6 maande terug. God wou nog gehad het, ons nog 'n keer roep. Ons moes nog 'n keer bid. Met vertroue na hom kyk. Hy's daar. Hy's ons hemelse Vader. Ons is sy kinders. As ons na ons kinders kyk, soveel te meer ons hemelse Vader na ons. Ek sal aanhoudend moet klop. Dan sal God die deur vir my oopmaak op God se tyd, nie my tyd nie. Ek sien ons het hardloop uit tyd uit. En laat ek stiek by ons tye, laat ek nie 'n pastoor Willie op ons strykie so nie. So ons sal aangaan met hierdie ding volgende keer, maar ek wil dan net hierdie kerngedagtes wil ek net mee afsluit en by u los. Is my en jou soeke na die Here groter as ons soeke na wat hy vir ons kan doen? Is ons bereid om hom nog steeds te soek en nog steeds te dien? Hoor nou hierso. Ten spyte van al my challenges, sonder om mismoedig te raak. Daai is nie 'n bouquet nie, dis Aina. Daai is 'n beef. Is ek nog steeds bereid om die Here te soek, die Here te dien, ten spyte van wat oor my pad kom, ten spyte van al my challenges, my worstelinge, sonder om mismoedig te raak? En wanneer ek mismoedig raak, sak op jou knie af. Dis wat die Here wil hê. Laat ons bid. En as jy wil, en jy wil een van jou boeties en sissies wat hier sit, bel, sê wil jy nie saam my bid nie, doen dit. Kry vir jou 'n buddy, iemand wat saam met jou kan bid. Iemand met wat jy met vertroue dinge kan deel in. En laat ons voor die Here dan buig en laat ons dan saam na hom sal soek, saam na hom sal roep, saam sal klop, totdat God deurbreek. Wat het gebeur daar by Jabok? Julle ken dit. Jakob het geworstel met 'n engel, maar die woord van God is duidelik, dis die Here waarmee hy geworstel het. Toe sê hy daar vir die Here, hy sê ek gaan u nie los nie, tensy u my gaan seën nie. Ek gaan nie ophou vra nie, Here, totdat, ek sê altyd totdat Jakob by Jabok gesien het wat die Here kan doen. Totdat u antwoord gee. Ek sal nie ophou nie, want ek vertrou u. U sê vir my in die woord, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Ek glo dit, Here. Maar dankie dat u bemoeienis met my het. Aba Vader, Here. Here, so baie keer dan deur hierdie kort ou vragies wat u in die woord vra, is daar so baie wat ons daaruit kan leer. Veral ek, Here. Maar dankie dat u bemoeienis met elke ene van ons het. Soms voel dit of ons in 'n woestyn opgeland het, Here. Soms bejammer ons onsself, Here. En al wat ek behoort te doen is om dit wat hier binne in my hart is, Here, in woorde te omskep en vir u te gee, want u weet in elk geval alles van ons. Maar dat ek dit met u kan deel in gebede, dat ek u sal soek en vra in gebed,
U sê vir ons in daar in Matteus 7, die hoofopskrifie is, U sal altyd ons gebede verhoor, Here. Al beteken dit dat U soms vir ons sê nee. U antwoord gebed, Here. Dit gaan nie altyd wees soos ons dit graag wil hê of sien nie. Maar Here, kom vat hierdie gedagtes van ons gevange tot gehoorsaamheid aan U. Kom verander hierdie denke van ons, Here. Sodat ons nie net aan die negatiewe sal dink die hele tyd nie. Want ek is nog hier, ek kan nog asemhaal. En dit is wat ek uit God se hand uit ontvang. Ek kan hoor, ek kan sien, ek kan praat, ek kan loop, ek kan nog op 'n bike klim, Here. Daar is soveel wat ons dankbaar voor kan wees. Dankie, Here, dat ons hierdie week kan ingaan met die wete dat U met ons is. En dat ons ook kan weet, Vader, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade vra en bid. En ons sal geregtigheid en genade vind om op die regte oomblik gehelp te word. U tyd, Here, nie ons tyd nie. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan elkeen van julle vrede gee. Shalom. Amen.